Ek was vanoggend by 'n verkoper van 'n eiendom wat vir my gevra het, of het hy 'n beter kans om sy prys te kry, met 'n oop mandaat of met 'n alleen mandaat. En my antwoord aan hom was heel eenvoudig. Met 'n oop mandaat het jy verskeie agente wat werk op jou eiendom. So kopers sien dit normaalweg raak. En wat hulle normaalweg doen, hulle bel al die agente om min of meer 'n idee te kry watter agent kan die eiendom vir hulle verkoop vir die goedkoopste prys. Nou dit is natuurlik ten koste van die verkoper, want dit beteken hy gaan nie sy prys kry wat hy in gedagte het nie, want die koper speel die agente teen mekaar af om te kyk watter agent kan die eiendom vir die goedkoopste verkoop. Met 'n alleen mandaat is dit net die teenoorgestelde geval. As jy 'n alleen mandaat met 'n agent teken, stel jy 'n agent aan en jy plaas daardie agent in 'n posisie om met al die beskikbare kopers in die mark te kyk watter koper se aanbod is die mees gunstigste vir die verkoper en dan daardie koper se aanbod aan die verkoper voor te lê. En op daardie wyse maak jy dan seker dat die verkoper die beste moontlike prys in sy sak kry op die einde van die dag. Maar met 'n oop mandaat gaan jy nie daai geval hê nie, want kopers, dit is redelik alom bekend dat kopers maak gebruik van oop mandate waar hulle verskeie agente kontak om te kyk by wie kan hulle die eiendom vir die goedkoopste prys koop. So verkopers van eiendom, as jy die beste moontlike prys in jou sak soek, maak seker jy plaas 'n agent in die posisie om die beste moontlike aanbod van 'n koper te onderhandel vir jou en dit aan jou voor te lê, en op hierdie wyse gaan jy seker maak jy kry die beste moontlike prys in jou sak. Ek hoop dit help en ek wens julle almal 'n mooi dag toe.